Welkom by Jaco Kwadraat, die program waar ons geldsake praat, dit wat ons sak elke week raak. En Jaco, toe ons YouTube kanaal gehad het met ons reeks daaroor Rek jou rande, het Tenis al vir ons gesê ons moet 'n program doen oor solar. En hier is ons nou uiteindelik. Ons gaan vandag ons potgooi doen oor solar en rugsteenkrag. Prof, Tenis het dit gesê, maar Tenis het ook gesê, toe ons heel in die begin met hom gepraat het oor finansiële program, het hy gesê, net nie 2 talking heads nie. En ek, al wat ek hierso sien is 2 talking heads, maar hopelik kan die kyker iets uit leer. Vandag praat ons met 'n kenner oor bystandkrag, sonkrag, off-grid, grid-tied, tegniese goed, maar op die ou end maak dit 'n verskil en kan ons so 'n paar rand spaar. Baie welkom by ons potsaai. Potgooi sê hulle in Afrikaans, maar ons gaan maar net vir podcast. Ek weet nie van potgooi, ek weet nie wat se potte gooi ons rond nie. Nou vandag praat ons Jaco so bietjie oor iets wat ons na in die hart lê. Dalk so bietjie verder nou uit die gedagtes uit as 'n jaar terug. Ja, is baie interessant hoe mense daaraan aandag gee as dit 'n groot probleem is. Ons gaan praat oor load shedding en dan eintlik die oplossing daarvoor, dalk solar of bystandkrag. En hier by ons in die ateljee is 'n kenner. Ek is Nelis, 'n kenner. Hy's 'n elektriese ingenieur. Nee, eintlik chemies. 'n chemiese O, ingenieur. jy wist nie dit gesê het nie. Maar jy verstaan dan vir ten minste van batterye af. Ja. En hy's 'n ingenieur, Jaco. Ek het nogal respek vir ingenieurs. Hulle vra moeilike vrae. Vandag vra ons 'n moeilike vraag. Ja, ek hoop nie julle vra te moeilike vrae nie. Ek kan wel sê, ons gaan nou oor die finansies praat, want dit is eintlik tog waar dit gaan. Maar Nelis het vir my wel spreadsheets gestuur wat jou sal laat bloos, prof. Ek weet nie of jy dit sal verstaan nie. So ek kan assosieer met spreadsheets. Ek sal kan verstaan as ek nie kan verstaan nie. Maar in elk geval, Nelis, vertel ons net so 'n rapsie bietjie wie jy is, wat jy doen, dat die kykers net kan weet ons is nou regtig hier met 'n kenner te doen. Want ek en Jaco ken jy nou op 'n ander besigheidsvlak. Seker nie op die besigheidsvlak, die op sy besigheidsvlak, spesialisveldgebied, ja. Ja, so ek het my eie solar installasiemaatskappy en ek het die eerste keer met sonstelsels te doen gehad hierso in 2017, alhoewel ek nie toe regtig in dit betrokke was nie. Ek het, wanneer was dit? 2020 het ek teruggekom Suid-Afrika toe. Ek was vir 2 jaar in China en toe ek teruggekom het, het ek my solar installasiemaatskappy begin. So hoe gebeur dit dat 'n chemiese ingenieur begin met sonkraginstallasies? Hoe het daai paadjie geloop? Toe ek teruggekom het, was my plan eintlik om bietjie meer embedded development te doen, wat meer elektroniese ingenieurswese is. Maar toe het ek in die sonkrag ding bietjie ingekyk en so voelers uitgesteek en ja, toe die geld was te goed op daai stadium en dit het toe eintlik al vir julle besigheid oorgeneem. Ja, jou tydsberekening was baie goed geweest. Ja. En die regering het 'n groot bydrae gelewer. So ek moet sê ons kla baie keer oor die regering, maar hulle skep baie geleenthede vir mense. Ek meen as dit nie vir hulle was nie, sou hierdie geleenthede nie opgeduik het nie. En hier is nou 'n bietjie tong in die kies, prof, maar ek dink daar's 'n tikkie waarheid in dat ek dink die skuif om sonkrag te gebruik moes eintlik al lankal gebeur het. Maar daar was net nie genoeg motivering gewees nie. En die regering het so 'n bietjie addisionele motivering bygesit. En nadat ek my stelsel ingesit het, of Nelis dit vir my ingesit het ek net besef te dink wow, almal behoort te doen. Ons het al lankal gedoen het. Hier het ek amper verniet elektrisiteit, maar ons sal nou daaroor praat. Net op daai, dis hoekom ek nou vir Nelis gevra het of hy al kans gehad om my battery te kyk. Ek het gisterand my finansies op datum gebring en toe kon ek dadelik die verhoging in my elektrisiteitsrekening bespeer van dat daar nou 1 battery nie werk nie. Maar ek moet ook by sê, ek dink is ook om my vrou nou koud kry in die aircons hardloop die hele tyd. Ja, die winter is maar 'n bogger in daai opsig. So Nelis, as ek jou 'n kom ons noem dit 'n moeilike persoonlike vraag kan vra, hoeveel installasies dink jy het jy al gedoen? So tot jy kan maar afrond. So ek het die ander dag op my SunSync app gekyk
en daar's so 80 Sure. sisteme op hom. Daar's party sisteme wat ek ingesit het wat mense nie wou gehad of wat dit nie nodig was om dit te registreer nie, soos as daar nie internet is nie. Maar ja, sê maar daar rond plus nog so 10, ek het nie baie Victron gedoen nie. So ja. Dis 'n klompie. So ek dink ons so eintlik wat ons probeer nou doen, ons is nou soos die Amerikaanse hofsaake wat nou probeer bewys of die getuie geloofwaardig is. So ons hoop ons het nou die geloofwaardig. Want wat ons moes dit nou doen na jy gesê het jy's 'n chemiese ingenieur. Ons sal nou die mense begin twyfel daaraan en nou moes ons iets doen om nou net dit reg te stel. Ja. Okay. Ek vra hom verskoning vir Jaco. Hy's altyd baie ongeskik met ons gaste en verkleineer hulle en sit hulle in moeilike posisies. Ek sal dit nooit doen nie. Nooit. Dit is baie lelik. Dit is baie lelik. Ek sê altyd ek is baie nice. Ek seker net baie goed weg. Okay. So, eerste vraagie. Ons het nou so 'n paar vrae. Ons gaan so 'n bietjie net inleidend praat net. So ons moet net eers konteks skep. So ons praat ons gebruik heeltyd sonkragstelsels, maar wat is 'n sonkragstelsel? Is 'n sonkragstelsel gelyk aan 'n bystandkragstelsel? Wat beteken grid-tied en off-grid? Praat net so 'n bietjie, verduidelik net vir ons luisteraars en kyker wat beteken hierdie goed. Okay, so mense kry eintlik 2 hooftipe sisteme. Bystandstelsels is wanneer jy 'n inverter het of 'n Afrikaanse omsetter en 'n battery. Dit gaan nie vir jou enige krag genereer nie. Daarvoor kort jy sonpanele. Meeste van die nuwer tegnologie inverters kan sonpanele vat, maar almal is nie wettiglik toegelaat om dit te doen nie. En ja, so jy het hierdie bystandkragstelsels en dan kan jy ook sisteme kry wat net sonpanele en 'n inverter het. En sy job is eintlik hy vat die sonpanele se krag en gooi dit in jou elektrisiteitsnetwerk in. Dit is wat gebruik word by groot sonplase, daai wat jy sien wat daar net sonpanele is so ver soos wat jy kyk. So dit noem mens 'n grid-tie stelsel. Hy tie met die grid in, so hy sinkroniseer met die frekwensie van die munisipale grid of in die geval Eskom. En dan as jy batterye het, aan die ander kant kry jy waar dit net batterye en 'n omsetter is en hy gaan glad nie vir jou ekstra krag genereer. Hy kan jou net help tydens load shedding of as vir wat se rede ook al die krag af is. En dan kry jy die gekombineerde hibriede stelsel waar jy beide batterye het en sonpanele, dis so all-in-one package. So daai is half die 3 tipe sisteme wat jy kry. So ons het nou gepraat het een vraag, wat is die komponente? So ek dink ek is nou slim genoeg om daai te antwoord en jy kan nou sê of ek dit reg verstaan. Iemand dink hy is slim genoeg. Maar dis kom ons gaan dit nou toets. So basies is daar 3 moontlike komponente en een is altyd daar. Is die inverter, die omsetter. Daar's altyd 'n omsetter, maak nie saak wat se een van die stelsels jy het nie. Yes. So dis amper die middelpunt waarom die spul draai en dan het jy aan die een kant 'n battery wat ekstra krag gee of as daar nie krag is nie, dat daar krag kan wees en daai twee saam op hulle eie is 'n bystandkragstelsel of jy kan die inverter hê net met die sonpanele. Die sonpanele gee addisionele krag. Die hoofdoel daar is om eintlik ekstra so krag uit die son uit te kry en dit is 'n sonkragstelsel en dan die hibriede een is waar jy al drie saam sit in 'n pakkie. Is ek reg? Dit is perfek. Sien jy prof? Goue sterretjie vir jou, Jaco. Sy. Neelis, terwyl ons nou daaroor praat, wat is jou opinie, want my ervaring is nou maar die goed wat ingebou is, maar toe ek die eerste keer na 'n inverter en battery gekyk het ek so 'n trolletjie gehad, dat ek sommer daar by 'n kettingwinkel gekoop het en ek weet hulle het vir my 'n aparte prop aan my verdeelboks gekoppel waar ek die ding net kon inprop. Oor daai onwettige prop was. Ek het nie geweet nie. Maar wat is maar prof, jy klink nou die ouens wat nie belasting betaal en sê maar ek het nie geweet ek moet belasting betaal. Jy word nie verskoon as jy nie weet nie. Ek weet regtig min van krag af. Ja, maar dit maak nie dat dit nie minder onwettig is nie. Maar in elk geval, ek het dit lankal nie meer nie. Maar wat ek wil maar Tenis het jy nog het nou iets gevra oor mobiele stelsels. Veral weet waar ek dalk nou 'n huis huur en nou wil ek nie hierdie goed laat inbou nie want tegnies gaan jy dit waarskynlik nie mag saamvat nie. Werk sulke stelsels, is dit regtig die geld werk? Het hy ook maar hierdie verskillende komponente, dis nou net in 'n verpakking? Ja, so dit is baie dieselfde. Ek doen glad nie dit nie. Dis
mens moet iewers besluit waar jy jou besigheid stop. Maar dit funksioneer presies dieselfde as wat een wat ingebou is funksioneer. En baie keer is dit selfs dieselfde komponente. Jy kry nou baie oulikes wat baie mooi afgerond is met 'n plastiese verpakking dat dit baie mooi netjies lyk. Maar jy kan net sowel enige inverter en battery wat jy normaalweg in jou huis teen 'n muur sou opsit en inbedraad in die DB-bord. Jy kan dit net op 'n trolley sit en dan het jy dieselfde 'n trolley inverter. En dit is wat gedoen was. Veral hierso toe load shedding regtig erg raak. Toe het mense baie soos 2 loodsuurbatterye, en 3 kW inverter wat hulle saamgesit het en dit as 'n mobiele eenheid gebruik. Dit klink soos my stelsel. My eerste enetjie, al verskil is myne was nie mobiel nie. Hy was vas gewees teen die muur en die battery, want ek wou die battery gebruik as ek gaan kamp, dan kan ek hulle gebruik, dan kan ek hulle afhaal. Nou het ek nog steeds daai batterye wat ek mee kamp. Iets wat ek wil net gou-gou sommer verder daaroor sê. Daai mobiele stelsels, een ding wat mense net baie mooi na moet kyk is, in jou huis, soos jou elektriese bedrading, het jou aardlek. En dit is die wonderlikste ding ooit, want hy kan deur klein bietjies krag wat op die verkeerde plek gaan, kan hy afskakel. En hy beskerm soos jou lewe. Dis hoekom volgens wet alle plugs op aardlek moet wees en deesdae geysers en so. As jy daai suicide plug inplug in jou huis en jy het jou inverter in, dan funksioneer jou aardlek glad nie. So jy is eintlik besig om 'n veiligheidskomponent van jou elektriese bedrading te bypass. Dis nogal 'n belangrike opmerking wat jy daar maak, wat ek dink meeste mense nie aan dink nie. Maar daar kan seker 'n manier wees wat jy hom in jou DB-box kan laat koppel dat hy veilig is. Hy kan nog steeds mobiel wees, maar jy gaan nou 'n draad hê wat ingebou is en nie net 'n plak gaan nie. Yes, daar's soos meeste goed in die lewe altyd oplossings. Dit het meer moeite, maar daai normale een wat jy 'n lead vat met 2 plugs of een aan elke kant, jy plug in die inverter en in 'n prop en jy sit net jou munisipale krag af. Jaco, ek voel nou beter. Myne was dan meer wettig, want hulle het dit was in die DB-box gekoppel. Dit was nie 'n net 'n plug in 'n bestaande plug in nie. Hulle het 'n aparte aanlê gemaak net vir daai. Okay. Nee, dan is dit heel moontlik wettig. Maar het jy 'n elektrisiteitssertifikaat saam gekry? Want as jy nie het nie, dan jy vra my moeilike vrae. Ek weet nie, want dit is nog nooit vir my belangrik gewees nie. Dis hoekom ek met kenners wil werk wat weet dat hulle dit kan doen. Neelis, hoeveel ons praat nou oor hierdie goed en voor 'n mens nou kan begin dink, maar hoe groot en wat ek nodig het. Hoeveel krag gebruik die gemiddelde huishouding? Nou weet ek dis wyd. Ja. So ons gebruik nogals baie krag, want ons het aircon in die huis en ek en my vrou werk, sy werk gedeeltelik, ek werk ook baie van die huis af. En ons het 'n swembadpomp en ons gebruik so hier by 900 eenhede 'n maand, 800-900. Wat beteken is 30 eenhede 'n dag. Dis nogals baie. So myne is omtrent soortgelyk as joune. Okay. Ja, ons het nou nog net een kind, so. Hoe meer mense daar is, want jou dan's myne waarskynlik meer. Waarskynlik. Jy het 'n baie groter huis as die res van ons. Ek weet nou nie alhoewel, ek weet nie waar jy is bly nie, maar groter as my huis. Ja, syne dink ek is groter. En ja, so veral die hoeveelheid mense wat bad en stort maak 'n ongelooflike verskil aan hoeveel krag jy gaan gebruik. So 'n 2-persoon huishouding teenoor 'n 5 of 6-persoon huishouding heeltemal verskillend. Omdat jou waterverhitting, jou geyser gebruik maklik hier so 'n helfte van jou krag in 'n maand. So ek sou sê so 30 eenhede 'n dag. As jy na die laer kant toe gaan, 20. As jy regtig swaar op krag is, 40. Maar dan is jy nou besig om regtig krag te mors. Ja, eintlik. Maar as jy weer iets het soos ondervloerse verhitting, dan kan jy, en jy het 'n redelike groot huis, dan kan jy hierso gaan na 80-100 eenhede 'n dag. Sure. So iets soos ondervloerse verhitting spesifiek gebruik ongelooflik baie krag. Ja, basies enigiets wat met elemente werk, né? Ja. Dis jou geyser, jou aircon is dan nie elemente, maar is maar dieselfde beginsel, stowe as jy nie gas het nie. Ja, aircons is wel baie effektief in die hitte wat hulle maak, want dit is eintlik 'n hittepomp.
So hy pomp hitte van buite af in jou huis in as hy warm maak of of hy pomp dit uit en dit is gewoonlik 3 keer meer effektief as wat 'n heater sou wees op sy eie. Okay. Ons het nou al so spotonderwys aangeraak oor die wettige en onwettige installasies. In terme van Suid-Afrikaanse wetgewing, wie mag eintlik sulke installasies doen? En Jaco het ook gepraat van die sertifikaat wat daarmee saamgaan. Vertel ons so 'n bietjie meer. So 'n enkelfase elektriesien mag, dit is ek wil sê die intreevlak elektriesien kwalifikasie sorry electricians, ek wil julle nie in die gesig vat nie, maar daar's ook obviously vlakke. Ja. So jy kry enkelfase en dan kry jy 3-fase of installasie elektriesien en dan kry jy meester elektriesien. So die enkelfase elektriesien kan nie DC afteken nie. Dit beteken hy kan nie op sonpanele afteken nie. So 'n bystandkragstelsel kan geïnstalleer word, daar kan in jou krag gewerk word deur so iemand heeltemal wettig. Maar sodra jy sonpanele, dan moet dit 'n installasie elektriesien of 'n 3-fase elektriesien word dit ook genoem wees of natuurlik 'n meester elektriesien. Goed, en die sertifikaat waarvan ons gepraat het, wat is sy doel? Sy doel is om te sê hierdie elektriese installasie is gedoen volgens die minimum veiligheidsstandaarde van ons land. So SANS 10142 is die hoof een. Dit behels al die bedrading, lae voltage, wat sal dit nou? Okay, lae volts bedrading soos vir huise en kantore en fabrieke. Ek dink is lae spanning. Lae spanning en lae lae spanning. Korrek. Ja. Dit is die term, ek het hom gesoek. Maar ja, so dit is die normale een en dit moet dan voldoen dit aan al die vereistes van dit. So dit is 'n veilige installasie. Dit beteken wel nie dit is 'n korrekte installasie nie. Soos jou sonpanele kan binne in jou dak sit. Hallo, waar daar niks son is nie. En dit kan 'n COC kry wat daai sertifikaat is, Certificate of Compliance. Dit beteken nie is korrek nie, dit beteken net dis veilig gedoen. Okay. En ek dink dis belangrik. So dis 'n basiese minimum. Yes. En jy weet dan ten minste dis 'n veilige, want ons het nou gepraat so 'n bietjie oor die risiko's. Ja. Hier is die volgende een wat ons oor 'n bietjie moet gesels is daar's baie sprake die laaste tyd van wetgewing wat wil inkom. Dis eintlik so 'n bietjie ironies. Die regering het sonkrag baie sterk aangemoedig. Inteendeel hulle het 'n belastingvrystelling daarvoor gegee, nie baie groot nie, maar tog so 'n bietjie. Ja, 2 eintlik, Ja. nee. Maar nou is die nuutste dat hulle sê, okay, maar nou wil hulle ouens laat jy gaan 'n fooi moet begin betaal as jy die krag gebruik en daar's allerlei sprake maar via Eskom. So eintlik waarby ek wil uitkom is wat is daar 'n vereiste wat jy moet aan voldoen? Moet jy aansoek doen by jou munisipaliteit om te mag sonkrag installeer of is die antwoord eintlik dis nie so eenvoudig nie want in die Wes-Kaap werk dit anders as in die Noordwes provinsie? So ja, elke munisipaliteit het sy eie wetgewing. En elke munisipaliteit is verskillend. So ja, dis nie so eenvoudig nie. Maar om 'n goeie opsomming te gee, jy is gewoonlik of 'n munisipale kliënt of 'n Eskom kliënt. Dit is 99% van alle mense. En meeste munisipaliteite volg vir Eskom. So jy moet registreer. En ja, dan by party is dit so maklik soos om 'n dokument in te vul en te sê ek het 'n sonkragstelsel. By ander is dit so 'n hele pak vereistes waaraan jy moet voldoen. Eskom is nogals redelik moeilik in daai opsig. Maar dis ook nie onmoontlik nie. Dit is iets wat vereis word en ons 'n baie goeie rede hiervoor. Want Ek kan nou net sê daar ons is baie gou partykeer om geïrriteerd en gefrustreerd te raak, maar daar is eintlik goeie redes ja, Soms. soms. Ja, In die maar- geval. maar Ons sal nou hoor of dit en ek verstaan nogals Eskom se hele ding van dat hulle wil hê jy moet 'n basisfooi betaal en daai goeder. So ons kan nou daarby kom. Maar die veiligheidsredes hiervoor is en die tegniese redes. Eskom of jou munisipaliteit het 'n verantwoordelikheid, alhoewel hulle dit nie altyd nakom nie. Soos hier in Potch weet ek van sekere dele waar die spanning heeltemal te laag is. So daar's 'n sekere spanningsband waarin
hulle moet krag voorsien. Dis 230 volt plus minus 10%. En dan kan jy nog 5% drop hê tussen jou dB. Maar dit is die spanningsband waarna hulle moet krag voorsien. En as jy aan hulle stelsel koppel met jou stelsel en jy stoot nou dalk krag terug na hulle toe, dan kan jy daai goeters beïnvloed. Jy kan die kragkwaliteit. Baie min mense weet van kragkwaliteit, maar net soos water vuil kan wees, kan jy vuil krag hê. En dit kan actually skade veroorsaak op sekere komponente as jou krag as dit nie skoon is nie. So jy kan die ou wat se gebou langs aan jou is, se elektrisiteit beïnvloed en daarom moet jy registreer, want hulle het hierdie verantwoordelikheid om die kragkwaliteit reg te hou. En hulle moet, om dit te doen, moet hulle al die inligting hê. En ek het ook ernstig gehoor dat dit gaan ook daaroor dat hulle moet ook bewus wees daarvan, want hulle kan aan lyne wil werk en dink hulle sit die krag toevoer af, maar al die tyd kom daar krag van jou kant af ingevoer. Yes. So daai is 'n baie basiese veiligheidskomponent en baie van die goedkoop inverters is byvoorbeeld nie NRS 097 gesertifiseer nie. Een van die goed wat daai NRS sertifisering vereis is, mens noem dit anti-islanding. So as die munisipale krag afskakel, dan moet hy ontkoppel van die munisipale krag sodat hy nie krag kan terugstoot nie. Maar as ek kan ek onderbreek daar. Daai voel vir my, daai is deel van die eintlik die COC deel. Dit het nie regtig met die registreer by die munisipaliteit te doen nie, want jou sertifikaat moet tog sê hy voldoen aan die minimum vereistes. Daai sal tog deel wees van die minimum vereistes. Ja, die probleem is met hoe vinnig die solar-bedryf in Suid-Afrika ontwikkel het ons nie die nodige regulasie nie. So daai was aan die begin nie eers deel van COC's nie. Daar's nou 'n addisionele vorm wat jy insit op 'n COC vir wanneer daar bystandkrag is. Maar so daar was hierdie tydperk waar ons regtig nie die wettige vereistes gehad het en NRS 097 het daai vereistes van hoe vinnig moet jou ding ontkoppel van die munisipale netwerk, want dit is maklik om te sê hy moet ontkoppel, maar moet hy doen in 0.1 sekondes of moet hy doen in 5 sekondes? Dis en hierdie tegniese goed word als daarin vervat. Goed. Kom ons sê nou ek het nou my stelsel ingesit en daar kom probleme. Wat is die pad om moet ek 'n spesifieke elektriesien uitkry? Jaco is 'n DIY ou. Kan ek hom vertrou om 'n paar veranderingkies daar te kom aanbring? Nee, dit is al moeg van my opmerkings en aanpassings aan my stelsel, so ek gaan nou hoor wat hy hier sê. Hy gaan sê hy het moeilike kliënte. Ek ken hulle. Solank as wat jy nie aan die elektrisiteit self gaan karring nie, aan die bedrading nie, is dit gewoonlik moeilik om regtig foute te maak. Veral die beter kwaliteitssisteme gaan jou nie toelaat om iets te doen wat die stelsel beskadig nie, of om iets te doen wat gevaarlik is nie. Maar daar's natuurlik uitsonderings, veral wanneer jy na die goedkoop stelsels toe gaan. As daar 'n fout is hy eintlik die maklikste bel die ou wat dit vir jou ingesit het. Want hy weet presies wat daar aangaan. Hopelik onthou hy nog hoe jou opset is. Vir al my stelsels sit ek 'n bypass switch in, wat jy kan flip en dan bypass hy die hele stelsel. So dan is die stelsel heeltemal asof hy nooit daar was nie. Dit is seker tot 'n sekere mate onnodig, maar dit voel net vir my dit maak die lewe soveel makliker, want as iemand jou 10:00 die aand bel, wil jy nou regtig 10:00 die aand na iemand toe gaan om te gaan kyk wat's fout by sy stelsel? Nee, flip die bypass switch, sit alles af, môre sorteer ons dit uit. En ek moet nou sê, sien Jaco, ek is nou nie so moeilike kliënt nie, want dit het al met my gebeur en toe jy is net vir my vertel waar kan ek daai switch flip sodat ek kon aangaan. Die ironie is, prof, ek weet van die switch, maar die een keer wat daar iets fout was met my stelsel was toe daar nie krag was nie. So dit help nie jy flip die switch en dan is daar nog steeds nie krag nie. So ja, maar ja, ek stem saam. Ek dit maak sin. Ja. En dan sommer net interessantheid oor hierdie komponente, die inverter, batterye, sonpanele. Wat se waarborge is betrokke? Dit sal nou opwees die verskil tussen die verskillende verskaffers. Gaan jy nou vir 'n goedkoop
weergawe of 'n duurder een, is daar groot verskille, drastiese verskille en kom jy ons die waarborge na, want ek dink dis een ding om 'n waarborg te hê, maar om na te kom is heeltemal iets anders te. Ja, so die ouens kom nogals die waarborge na. Partykeer kan dit 'n bietjie sukkel. Maar daar's drastiese verskille. Jy gaan van goed wat 1 jaar waarborg het, tipies jou goedkoop, dit is expert inverters, hulle kom van Taiwan af, hulle word nooit expert gebrand nie, hulle word soos Synapse, Kodak, Maser, klomp sulke goeders, RCT. Dit word gerebrand en in die land ingebring. Hulle het gewoonlik 'n 1 jaar waarborg, partykeer 3, dit varieer. Maar hulle waarborge is die kortste. Die norm wil ek sê is hier by 5 of 10 jaar. Dis nou op die inverter, praat jy? Ja, op die inverter en battery. Okay. So 5 na 10 jaar. Dit hang ook af van verskaffer na verskaffer, of eintlik van handelsmerk na handelsmerk. En meeste van dit haal jy, so kom ons sê die inverter het skade gekry, vir watse rede ook al haal jy die inverter af en stuur jy hom in en dan moet hulle hom regmaak en dan stuur hulle hom terug. Dan is daar nou 'n redelike nuwe produk. Wel ek dink heel waarskynlik soos die Rolls-Royce van produkte op die stadium. En dis Sig Energy. Hulle het 'n vervangstelsel. So as daar 'n fout is met hulle produk, dan stuur jy hom nie terug nie. Hulle vervang hom. So hulle stuur vir jou 'n nuwe een. So as die inverter stukkend is en die installeerder word vergoed vir die tyd wat hy moet spandeer om die omruil situasie te hanteer. So ek dink dit is vir my half die toppunt van waar en eintlik waar dit moet wees, want normaalweg kyk ons hierso na so 6 na 8 weke. Ek het al gehad wat dit aansienlik langer vat, maar vir inverter om reggemaak te word. Maar dink gou om 2 maande lank sonder 'n inverter te sit. Dit beteken 2 maande lank op fase 4 beerkrag. Ja. Nou het ons die beerkrag hier, so is nie so ernstig nie, maar dis nog steeds 2 maande se inkomste wat nie van die sonpanele af inkom nie. So ja, dit is nogals daai is 'n slegte deel as daar foute met die produkte is. Neelis, as ek nou jy praat nou van handelsmerke wat verskil en so aan. As ek nou as 'n leek daarna begin kyk, waarna moet ek oplet as ek nou sonpanele, inverters en batterye wil koop? Ek kan hier bieg, ek gaan dit nooit self doen nie. Ek gaan eerder iemand kry om dit te doen, maar as ek nou bietjie wil rondkyk. Of ek kan nou gou hier inchip, want ek het laat Neelis vir my uit jou stelsel gedoen. So ons moet dalk net om dit verklaar. Ja. En toe het ek hom gekontak vir kwotasie en rekenmeester wat ek is, toe sê ek gaan net so 'n bietjie kyk die pryse, toe sê ek nee, ek kan goedkoper klaar kom op solar panels en op batterye. So wat dink hy? En sy antwoord was jy kan dit doen, maar hy het al van hierdie ouens gesien wat nie noodwendig altyd so eerbaar optree nie. So ek kan dit amper so net as 'n inleiding vir jou. Ek weet nie of dit help of moeiliker maak nie. Ja, so handelsmerkwys, sonpanele is maklik. Jy gaan Google vir iets soos Fraunhofer, is 'n Duitse publikasie, maar daar's 'n hele klomp PV publikasies. En jy gaan kyk vir die top 20 grootste handelsmerke. Dit is daar's meer eintlik, maar mense klassifiseer dit as tier 1 handelsmerke. Dit beteken hulle produseer alles. Hulle produseer die raam, hulle produseer alles van die sonpaneel. Die selle, soos die sonpaneelselle self, alles. En dit beteken hulle is baie goed vertikaal geïntegreer. En watter een van hulle jy kies, maak nie regtig verskil nie. Hulle gaan almal vir jou sê hulle ding is 'n klein bietjie beter, maar eintlik is daar nie 'n verskil nie. As jy 'n 500 watt paneel koop, of dit nou 'n Canadian Solar of 'n JA Solar of wat ook al is, dit is eintlik dieselfde produk. En hulle is baie dieselfde in terme van leeftyd vir al daai goeders. Op inverters sou ek gaan kyk, daar's Kaapstad het nogal so baie oulike die approved inverter list. Dit sê vir jou al die NRS gesertifiseerde inverters.
En dit is gewoonlik jou beter kwaliteit produkte. Jy gaan nie sommer verkeerd gaan nie. Daar is van jou laer kwaliteit goed wat ook nou NRS gesertifiseer is. Maar ja, as jy gaan na jou hoofhandelsmerke sê maar Sunsync, Dai, Victron, Sig Energy, daai sou ek sê is regtig jou top kwaliteit inverters en ek kan dalk iewers een mis. Maar ja, jy gaan nie sommer 'n fout maak deur dit te koop nie. Ek wou sê daar's nog ander wat net plain grid tied inverters. Ek praat nou als van hybride inverters en so. En dan batterye? Batterye kry jy ongelooflik baie variasie. Want ons het in Suid-Afrika 'n paar Suid-Afrikaanse maatskappye wat batterye produseer. So en ek wil sê ons het actually 'n maatskappy wat sonpanele ook aan mekaar sit in Suid-Afrika. Maar ja, batterye gaan jy maar moet bietjie meer navorsing doen. Daar's nie regtig 'n rule of thumb vir dit nie. Ek het nou besluit om my stelsel in te sit. So 2 vragies om dalk hierdie inleiding saam te vat. Hoe besluit ek, hoe evalueer ek verskillende verskaffers om dan 'n betroubare verskaffer te kan kies en na watter fynskrif of iets moet ek in die kontrakte kyk wat ek dalk moet teken? Praat jy as verskaffer direk aan jou as eindverbruiker? So Ek moet nou besluit jy kom my goed installeer. Okay. Ek het nou by 3 ouens kwotasies gekry. Okay. Hoe kies ek, waarna kyk ek om te weet ek kry 'n betroubare ou wat weet wat hy doen? Ek sou sê vra hom vir verwysings, alhoewel dit is maar hy kan net mense sê wat dalk ook. So daar's nie 'n definitiewe manier om dit te verifieer nie. Daar is sekere goed soos industriestandaarde soos PV Green Card, wat ook hierso by die universiteit aangebied word by die ingenieurskampus. Ek's ook by dit betrokke. En so dit is 'n industrie kwalifikasie om vir jou te sê okay, maar hierdie ou weet daarom wat hy doen en hy kan installeer. Maar ja, jy gaan maar moet uitvind by ander mense by wie hy installasies gedoen het en my redenasie op sulke goed is, moenie die goedkoopste ou vat nie, moenie die duurste ou vat nie. Iemand in die middel is gewoonlik 'n goeie opsie. Ek onthou toe jy by ons huis gekom het om 'n kwotasie te kom gee, het jy en ek wil dalk daarmee afsluit die inleiding vir my vertel van 'n paar riller goed wat jy al raak geloop het waar mense jou gevra het om foute te kom regmaak omdat hulle nie aanvanklik die regte ou gekies het nie. Ja. Wil jy dalk so 1 of 2 van daai stories deel? Ja, so die eerste een is mense wat 'n stelsel laat insit het en hulle het heel waarskynlik dubbel betaal wat hulle moes. Want hulle het geen idee gehad nie en hierdie persoon het dit ingesit lank voordat eintlik almal dit begin doen het. So dan ek verstaan nogals. Weet hy het nie geweet nie. Want daar was nie vriende by wie hy kon gaan hoor en so nie. Ja. Maar ja, dit is natuurlik 'n slegte situasie en ek was soos ek kan nie regtig iets vir jou doen nie oor nie. Ja. Jy duur betaal en jy het 'n swak kwaliteitstelsel gekry. Die slegste situasie wat ek gekry het is ek het op 'n dak geklim nadat die inverter gebreek het. En toe ek al bo kom, toe sien ek maar en dis 'n staaldak, IBR. Maar mens kry spesiale solar connectors wat waterdig is en gemaak is vir hierdie. Want die volts is verskriklik hoog, so jy het regtig baie gevaar by jou sonpanele. En dit was sommer net so aan mekaar vasgedraai, die draadjies en net met insulation tape toegedraai. En ja, ek het toe ek dit sien, toe sê ek soos joh, dankie Here, ek het nie doodgeskok hierso op hierdie dak nie, want dit is regtig 'n moontlikheid. So ja, Ja, en daar's niks wat 'n sonpaneel se krag afsit. Ja. As daar son skyn op hom, is daar krag in die drade. Yes, dis hoekom sonpanele so 'n probleem is en dis DC krag. So as jy nou dink met 'n welder, soos 'n arc welder, dis so 'n ding, hy spaak en hy hou nie op nie. Normale krag 50 keer eintlik 100 keer per sekonde skakel hy letterlik af. Jou huis se krag skakel 100 keer per sekonde gaan hy af. Maar sonkrag skakel nie af nie.
En hy hou net aan. So ja, dis verskriklik gevaarlik daai. Nou ja, op daai belangrike noot dink ek kan ons afbeweeg van die algemene oorsig. Ek dink wat die belangrikste daar is jy moet sorg dat jy die regte persoon kry en dat jy daardie persoon kan vertrou, dat daardie persoon die regte ondervinding het, die regte kwalifikasies het. Want anders te gaan goedkoop koop dalk duurkoop wees. Ja, dis soos baie goed wat ons al gesê het. Partykeer, kyk, ons sê draai jou sente om maar dis soos jy sê, goedkoop koop kan duurkoop raak. Dis partykeer die moeite werd om 'n amper sê 'n premie te betaal vir goeie diens en seker te maak iets is reg en dit gaan lank hou. En my siening oor hierdie tipe dinge is so 'n stelsel gaan jou 10, 15 jaar hou. So as jy nou 'n paar R1000 ekstra betaal, ja, is nou 'n paar rand ekstra, maar oor 10 of 15 jaar maak dit regtig 'n verskil. En dan is die antwoord die kwaliteit maak 'n verskil, maar die prys maak nie so groot verskil nie. Nee, absoluut, Jaco. Nelis, is dit die moeite werd om of wat moet ek oorweeg of ek net wil batterye koop of wil ek 'n stelsel hê waaraan ook sonpanele gekoppel is? My gevoel is jy moet altyd sonpanele insluit. Want dis die goedkoopste krag wat bestaan. Veral as jy die krag kan gebruik. Al wanneer sonpanele nie sin maak is om sonpanele op te sit as die krag nie in die dag gebruik kan word nie. So solank as wat jou krag in die dag gebruik word, of dit nou is dat jy direk verbruik of dat dit batterye laai en jy gebruik dit van die battery af in die aand, dis altyd die moeite werd, want dis die enigste ding op die stelsel wat regtig terugbetaal. Jy kan sê die batterye betaal terug want hy verhoed 'n verlies aan produktiwiteit of so iets, maar jou sonpanele gee vir jou letterlik elektrisiteit wat jy nie hoef aan te koop by die munisipaliteit nie. En vir die gewone man op straat wat nie 'n besigheid het nie en wat net 'n gewone huishouding, privaat huishouding het, help dit is bystandkrag net 'n gerieflikheidsding. Dis Dit sit jou net in die posisie waarin jy veronderstel was om te wees. Ja, maar dit het nie koste voordele nie. Ja. Die enigste probleem veral vir huishoudings. So ek dink sonkrag soos besighede is prima geleef vir sonkrag, want besighede funksioneer gewoonlik hier van die oggend 7:00, 8:00 af, wanneer die son begin opkom en dan maak hulle toe hier so 5:00 wanneer die son ondergaan. En in die nag is die minimum kraggebruik en in die dag is die meer kraggebruik. En die somer wanneer daar langer dae is, wil ons gewoonlik ligversorgers hardloop, so dan kan die sonkrag dit voorsien. Huishoudings is 'n bietjie meer problematies veral as die huis eintlik leeg staan in die dag. Want selfs al gebruik jou huis, het jy soos ons het 2 vrieskaste en 'n yskas en ons huis gebruik so 400 watt se krag in die dag as al nie regtig goed aan is nie. En dis so min dat dit nie regtig regverdig om 'n sonkragstelsel in te sit nie. So huishoudings is 'n bietjie moeiliker, terwyl besighede dink ek is definitief 'n goeie opsie. So ek dink wat ek hier uitkry, prof, is die sonpanele is 'n gegewe. Die batterye deel is amper die besluit wat jy moet neem, want vir die besigheid is die batterye amper minder belangrik, want hy gebruik sy krag in die dag. Vir die huishouding om hierdie stelsel eintlik die moeite werd te maak, raak die batterye eintlik meer belangrik. As deel van die stelsel. Jy kan nie sonder die sonpanele is 'n gegewe, die batterye is om daai krag wat jy opgewek het weer te kan gebruik. Yes. Natuurlik is daar goedkoop oplossings, soos jy sit jou geyser op 'n timer en jy laat hom in die dag aan wees. Dan kan jy van jou sonkrag gebruik maak. So daar is oplossings by huishoudings, maar net so baie eenvoudig sonder 'n bietjie optimisering is huishoudings nie die beste nie. As jy 'n battery insit, 'n battery laat jou toe om jou las eintlik in tyd te skuif. So jy sit die las deur die battery te laai in die middel van die dag en dan vanaand, wanneer jou eintlike las daar is, dan gee jou battery vir jou huiskrag, maar weer eens dit kom teen 'n koste, nê. Behalwe as jy 'n plek het soos in die Kaap wat hulle toelaat wat jy in die grid weer kan terugsit, dan is dit weer nou moet jy daai som gaan doen, is 'n battery die moeite werd of is dit eerder om die krag in die stelsel in te sit? Ja, wat wel ongelukkig by meeste van hierdie plekke wat jou toelaat om terug te voer na die netwerk. Die probleem is die tarief is so laag. So as jy volle krediete kan kry, maar
weet nie regtig van mense wat dit doen nie. Ek is nie bewus van die Kaapse regulasies nie, omdat ek nie daar installeer nie. Maar gewoonlik betaal jy eintlik so min vir die krag wat jy terugstoot dat dit amper nie die moeite werd is nie. Dis eintlik net as jy addisionele krag het vir iets wat jy reeds ingesit het, dan is dit die moeite werd. Ja. Maar dalk moet ons net gou nou is die deel van die punt af. Nou is die besluit weer en eintlik is dit nie nou so 'n gesprekkie, maar die hele konsep van 'n solar geyser versus hierdie is waarskynlik die goedkoper opsie want jy het reeds die stelsel wat krag voorsien. So is nie nodig om nou nog 'n solar geyser te hê nie. Is ek reg? Ja, so Was ek as jy maak opening a can of worms hier. ja, as jy 'n hamer het, dan lyk alles soos 'n spyker. En ek het installeer sonpanele, so ek hou van 'n gewone, weet, soos 'n quick hot geyser, 'n goedkoop geyser wat enige ou aan kan werk en die element vervang en sonpanele saam met die inverter. Eerder as wat jy 'n ander solar geyser spesifiek insit. En die voordeel hiervan is as jy nie die hitte in die water nodig het nie, kan jy nog steeds daai krag gebruik vir iets anders. Jy kan kos maak met dit. Jy kan jou swembad pomp hardloop wat ook al. Terwyl 'n solar geyser kan net water warm maak. So hy's baie minder wat Gebruik was direkte energie net vir een doel. Is ja, minder- ja. Maar hy het nie ja, ek kan nie nou aan die woord dink nie. Maar hy's nie so nuttig nie. Terwyl elektrisiteit is ongelooflik bruikbaar in baie verskillende omstandighede. Dis nog baie interessant. Ons het 'n solar geyser ingesit. Dit is nou lank voordat load shedding op die lappe was. En dit wat jy nou daar sê is nogal dit is altyd 'n probleem om iemand te kry om daaraan te kom werk. Dit het gereelde dienste nodig want die kalk moet uit die panele uitgehaal word en al daai tipe goed. So 'n solar geyser is meer werk. Ja, en jy kry natuurlik soos in alles verskillende modelle. As jy byvoorbeeld kyk na topkwaliteit solar sê maar, dan kyk jy hierso na 20-25 000 rand vir die solar geyser wat jy kan nogal 'n hele klomp sonpanele opsit, veral teen die huidige pryse van wat se 1600 ex-wat per paneel. Kom ons praat so 'n bietjie oor jy praat nou oor die geld. So tweeledige vraag vir 'n gemiddelde huishouding, wat sal so 'n sonkrag hibriede stelsel my kos en wat kan ek moontlik spaar op my munisipale rekening? En ek weet dit gaan nou weer baie afhang van die tipe huishouding, maar so in die algemeen. So jy kyk na kom ons sê 'n 5 kWh battery met 'n 5 kW inverter en sê maar so 550 watt panele, dan kyk ons na wat soos 4.4 kW se panele. Dan kyk jy hierso na so 80-90 000 rand afhangende van wat die ou se maak-up is en hoe moeilik die installasie is want dit is ook nogal 'n bepalende faktor. En jy kan verwag om as jy al daai krag kan gebruik wat rar is by huise, 4.4 kW is nogals baie. Maar ek sou nie te veel kleiner gaan as dit nie. Bloot omdat die inverter en die batterye se koste is anyway daar. En die sonpanele is 'n relatiewe goedkoop deel. Jy gaan nie baie spaar deur minder panele in te sit nie. Jy kyk na so 16 eintlik 18 eenhede op 'n dag wat so 'n stelsel vir jou gaan opwek. Dis natuurlik Ja, so en as ons gepraat het, jy het vroeër gesê, weet 'n gemiddelde huishouding kan plus minus 30 eenhede gebruik. So dis omtrent 'n 50% besparing as ek jou dan so luister. Ja, jy kan omtrent 50% van jou elektrisiteit spaar. En wat belangrik is net hieroor, veral as jy baie krag gebruik, is dat as jy op prepaid is, werk jy op incline block tariff. So jou eerste eenhede elke maand is baie goedkoop en jou laaste eenhede is duur. En dis die duur eenhede wat vervang word deur die sonpanele. Ja, so dit maak dit nog meer die moeite werd. Nou, Yes. Ek het nou besluit, jy het my nou net oortuig hierdie kan vir my werk. Maar waarna moet ek gaan kyk by my dak? Wat is belangrik? Moet hy noordfront? Is daar sekere dakke waarop ek nie sonpanele kan sit nie? Ja, so kom ons begin. Asbes, onwettig om sonpanele op te sit, want asbesdakke
dit verydel die doel. Daar's 'n rede ook ons mag mos ook nie meer asbestakke regmaak en so nie, want die eintlike doel is om die asbestakke van ontslae te raak. Ja. En dan grasdakke is ook 'n probleem want dis nie 'n soliede oppervlak nie en 'n brandgevaar. So grasdakke mag jy ook nie sonpanele opsit nie. Maar ander dakke, teeldak, staaldak, jy kan sonpanele opsit selfs as jy 'n konkrete slab het. Kan jy panele opsit, maak dit seker dat die ouens nie in jou slab inboor nie, want dan gaan hy heel waarskynlik lek. So kry iemand wat regtig weet wat hy doen. Ja. Ek sal nooit in 'n konkrete slab inboor nie. En ja, noordfront is eintlik wat jy wil hê. Dit is maar net omdat as jy op panele noord kyk, dan kanselleer die hoek is dan beter vir die winter se son. En jy wil optimaliseer vir die winter dat jy winter en somer on en by eweveel eenhede per dag kry. As jy jou panele plat sit en hulle kyk direk boontoe, dan kry jy in die somer amper dubbel die hoeveelheid eenhede, nie heeltemal dubbel nie, 1,5 keer. Die hoeveelheid eenhede van die winter. En die probleem met dit is, dan het jy ekstra eenhede in die somer wat jy nie kan gebruik nie en jy het 'n gebrek in die winter. Ja. Goed. En dan skies die hoek, ons die hoek want soos Prof het 'n platdak, ek het 'n staandak. Wat doen julle daar? Probeer jy dit ook optimaliseer of werk jy maar met die dak wat jy het? Dit is 'n finansiële som. Ek dink die hele solar ding is 'n finansiële som. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons hard praat. Jy praat nou ons taal. Maar jy moet kyk na die addisionele koste van die struktuur om die panele teen 'n helling te sit as jy nou 'n platdak het. So jy kyk daarna teenoor om net meer panele op te sit. En my opinie is gewoonlik is dit makliker en net eenvoudiger om dit plat te sit en dit pas baie goed in veral omdat jy in die somer baie keer nogals baie krag gebruik. Mense het gasheaters vir die winter, maar in die somer sit mense lugversorgers aan en swembadpomp wat loop en sulke goeder. So ja, jy gaan maar die som moet doen en kyk wat is die situasie. So vir die synige rekenmeester en my, daar's nie stelsels wat jy kan oplig in die winter en laat sak in die somer. Daar is definitief van hulle, maar weer eens is moeite en die besparing is daar, maar ja, goeders wat mens kry self stelsels wat outomaties die son volg, maar ek sien nog nie dat dit regtig ekonomies haalbaar is nie. Dit is maar net beter om ekstra panele op te sit, soos jy sê. Veral soos met hoe goedkoop panele nou is. So net op daai punt, terwyl ons nou praat oor sonkrag en alles, wil ons eintlik vir die luisteraars sê, moet nou nie weer wag tot daar load shedding is en almal wil goed opsit nie, want dan is dit verskriklik duur. Nou laat die krag stabiel is en die voorsiening goed is, dis eintlik die tyd om dit te doen. Ja, kan ek dit gou sommer noem? Seker. So hierso toe load shedding op sy hoogtepunt was, het jy panele vir so en dit 3,300 'n paneel gegaan. Tans gaan panele vir helfte van daai prys. En ek meen dis 3-4 jaar terug. So die inflasie deel het nog nie eens in ag geneem nie. Ja, en ek meen ons het dit Jacques toe ek en jy gesels het ook net gesien. Jou stelsel was 'n rapsie meer as die helfte gekos as wat myne gekos het, want ek het myne in ek wil amper sê in die piektyd van load shedding ingesit. Ai prof. Neelis, ek het nou my stelsel ingesit want dit was nou vir my die moeite werd geweest. Maar ek het al baie keer gesien dat mense so kapitaal uitleg aangaan en ek weet ons het by die skool toe hulle wil batterye en goedkoop het, was ek baie sterk daaroor geweest dat jy kan nie nou 'n besluit neem want jy kan dit nou bekostig, maar oor 'n aantal jaar moet hierdie goed vervang word. Anderste het jy niks nie. Hoe lank hou sonpanele, hoe lank hou inverters, hoe lank hou batterye? So jou sonpanele het jy eintlik 2 waarborge. Jy het 'n waarborg en dis gewoonlik hierso tussen 5 en 10 jaar. Wat kyk na die werkmanskap of die vakmanskap van die vervaardiging van die paneel. Maar dan kry jy iets wat mens noem 'n performance guarantee. En dit is dat sonpanele, net soos enigiets,
se waarde gaan af oor tyd. En die krag wat hy gaan produseer gaan af. So, maar meeste is tans op so by 20-25 jaar, party gaan na 30 toe, wat na daai tydperk gaan hy nog 80% van sy Sjoe. kapasiteit kan lewer. So as jy begin het op 'n 5 kW stelsel, gaan jy 'n 4 kW stelsel hê na 20 jaar. So eintlik wat mens net sê, jy kan net so nou en dan 'n paneel bysit, dan gaan jy omtrent reg wees. Ja, dis wel moeilik want jy kan nie regtig panele bysit nie, want die panele moet pas by, jy kan, maar dis moeilik as die paneeltegnologie verander het. Verstaan. Om dit bymekaar te laat aansluit. Yes, want die volts en die ampere van die panele moet ooreenstem om hulle saam te voeg. En dan vir die inverter, baie inverters kom met 'n 10 jaar waarborg. So ek sê 10 jaar is goed, maar ons weet van baie inverters wat 15-20 jaar hou. En dan batterye, dit gaan baie meer afhang hoe baie hy gebruik word. So baie van die batterye kom met of 5 of 10 jaar waarborg, maar dan het hy ook 'n sikluslewe. 'n Siklus is van vol na 20% en dan weer vol. So dis een siklus. En jy gaan natuurlik nou, as jy dit nou gebruik om bietjie krag te spaar, soos wat jy vroeër gepraat het, deur die dag stoor jy die krag daar en vanaand gebruik jy van hom. Dit gaan nou natuurlik dan meer siklusse veroorsaak. Yes, maar dis tipies een siklus daai. So jy kan gewoonlik werk jy op een siklus 'n dag. Dis moeilik om meer as een siklus 'n dag uit batterye te kry. En dit beteken meeste batterye het 3.500 siklusse, party het 5.000 en dan daai siek waarvan ek gepraat het 10.000 siklusse die nuutste batterye. So 3.500 is basies 10 jaar. Dis 10 jaar 10 siklus of en 10 jaar. ja, so jy kan 10-16 jaar is wat jy kan verwag vir die, en weer eens dan is daar dis nou verskil van vervaardiger na vervaardiger, maar dan het jy of 80% of 60% van jou kapasiteit oor na daardie aantal siklus. Ja, sien dat hy niks meer werk nie. Ja. Ek het nou gesê dit was my laaste vraag, maar ek het nog een. Jy jok altyd met toe. Het jy al somme gedoen om te sien wat terugbetaal tydperk sal wees as ek nou vir my daai stelsel van 80-90 000 rand insit en ek spaar nou 'n bietjie elektrisiteit in 'n maand? Ja, Dis daai ingewikkelde spreadsheet wat ek jou van vertel het, prof. ja, alhoewel daai was die levelized cost of energy. En dis eintlik dieselfde ding, dit kyk net 'n bietjie uit die levelized cost of energy is 'n beter berekening, maar terugbetaal tydperk, dit hang af wat se tipe stelsel dit is. As jy na iets kyk wat nie batterye het nie, wat net grid tie is en waar jy sonpanele opsit soos wat hulle by malls doen. So pak sonpanele die volle dak vol, sit groot grid tie inverters in om krag te spaar. Dan kyk ons na terugbetaal tydperke van onder 2 jaar. Sure. Ek weet nou julle is nou eintlik die beleggingsfondies, maar ek weet nie van beleggings wat daai lewer daai gee nie. Vir meer residensiële stelsels kyk jy na so 5 jaar daar rond, dalk 6, maar dit gaan nou afhang van hoe jou kraggebruik is. En ja, dan wat nou nogals opduik wat baie koste-effektief is om off-grid te gaan, veral as jy Eskom kliënt is. So boere doen dit nogals baie, want dan hoef jy ook nie meer die paalhuur te betaal nie. So jy raak ontslaaf van vir 'n 25 kVA aansluiting is so 2.5 na 3.000 rand 'n maand. So jy kan daai spaar en jy kan die energiekoste spaar. So jy kan nogals 'n redelike stelsel finansier. So ek wil hê ons moet op 'n latere stadium praat juis oor die off-grid. Maar wat ek dan net nou hoor uit wat jy nou daar sê is, as ek, en dit my som het ook gesê so plus minus 5 jaar vir my stelsel, as ek dis in 5 jaar my geld gaan terugkry, my battery gaan, kom ons sê in 'n slegte scenario dalk net 5 jaar hou. Ja, om 10 jaar. Tot 10 jaar. 10 jaar. Ja, 10 jaar eintlik as ons nou gaan oor die siklusse. En my inverter gaan my 10 jaar hou, en die sonpanele dalk tot 20 jaar, dan maak dit tog sin om dit te doen. Want Ja, natuurlik. ek gaan 50% nadat hy betaal is, gaan ek net spaar. Yes. So ek dink dis definitief die moeite werd, en dit is hoekom ek nie
veral na load shedding geëindig het, was dink ek die solar bedryf redelik 'n moeilike tyd, want daar was nie baie mense wat wou installeer nie, omdat almal reeds geïnstalleer het. Maar ek het gesê, weet jy, ek dink die bedryf gaan aanhou bloot as gevolg van die ekonomiese insentief om dit te doen. En ons werk net 'n klein deeltjie van ons land se krag met sonpanele op. Hoekom kan ons nie meer doen nie? En dis wat ek heel aan die begin vir jou gesê het. Vir my is dit so half na die stelsel ingestel, dink ek net, wow. Ons is in 'n mate gedruk daarin, vir gerief tot 'n mate, maar ek het net besef, dit moes al lankal gebeur het. Hierdie is great, hier is my krag amper verniet. En dit kos 'n paar rand aanvanklik, dis nie enigste nadeel, maar dan ons gaan nou spandeer tyd op finansiering nie, maar baie banke laat jou toe dat jy dit met jou huislening finansier en dis iets wat mens kan oorweeg, want ek meen as jy 'n 20% opbrengs en die boere prof gaan 'n hartaanval kry as ek dit nou sê, maar as jy oor 5 jaar om afbetaal as jy opbrengs naby aan 20%. Okay, dis sommer net 100 gedeel op 5. Ek sal jou maar daai enetjie so ek my oë toeknyp maar tande byt en maar in 'n geval, ek meen dis daai rente wat jy betaal is baie minder as wat jy gaan verdien op jou belegging in sonkrag. Ja. Neelis, ons het nou al gepraat oor die algemene goed om in gedagte te hou as ek nou na 'n noodkrag of 'n solarstelsel kyk en ons het gekyk na die verskillende opsies en jy het op 'n stadium toe ons daaroor gepraat het gesê dat weet veral vir boere maak off-grid heeltemal sin. Kom ons gesels 'n bietjie oor off-grid, want dis nou heeltemal anders as die hybride stelsel wat ons nou voorheen bespreek het. Vertel vir ons bietjie, wat is off-grid en wat gaan so 'n stelsel my uit die sak uitjaag? Ja, ek wil amper onderbreek voor ons kom by die somme deel. Ek dink is goed verduidelik vir ons wat's off-grid en dan net sê maar dis nie net die huidige stelsel maal 2 nie. Wat verander? Ja. Daar's 'n paar goed wat verander. So off-grid sou ek nie aanbeveel vir enigiemand wat in 'n dorp bly nie. Daar sal dalk 'n tyd kom wanneer dit die moeite werd raak. Maar off-grid beteken jy het nie Eskom of munisipale krag nie. So jy is heeltemal selfvoorsienend. En dit beteken jy moet elke dag met jou batterye vollaai van jou sonpanele en as dit vir 3 dae lank reën, dan moet jy ook nog krag hê. So jy kort 'n generator. En as jou stelsel breek of iets dan het jy moeilikheid. Ja. En so dit en iets soos weerlig is 'n goeie voorbeeld. Jy het niks verkeerd gedoen nie, maar nou so 'n stelselstukend as weerlig die paal slaan, dan kom maak Eskom dit darm gewoonlik binne 'n paar dae reg, maar ja, as dit jou eie stelsel is, jy's nou die kragverskaffer. So dit is dan 'n bietjie moeiliker en dit beteken jy het nie so jou veiligheidsgrense moet baie groter wees. So dis gewoonlik 'n groter stelsel, maar die eintlike verskil is jy moet maar 'n generator hê. Ek het al off-grid stelsels gedoen waar ou eintlik nie 'n generator het nie. Hy het so 'n klein generatortjie en ons het so 'n plan gemaak dat hy die batterye kan laai, maar dis verskriklik duur en baie moeilik as jy nie iets soos 'n generator het nie. 'n Generator se krag is natuurlik baie duur, maar dis nog steeds goedkoper as om jou hele stelsel dubbel die grootte te maak vir die 30 dae in 'n jaar wat jy dit doen. Ek wil nou net sê, want ons het by die skool daai selfe somme gedoen en soos die generator is baie duur, maar dis goedkoper as om daardie ekstra batterykapasiteit daar te stel. Ja, so ek sou sê 'n off-grid stelsel moet jy 'n redelike goeie generator hê en dis nogals baie belangrik dat jou generator se frekwensie baie stabiel is, want anders gaan jou inverter wat NRS gesertifiseer is, as die frekwensie varieer, dan sê hy ek wil nie hierdie hê nie want hierdie kragkwaliteit is nie reg nie. En dan werk jou generator en jou inverter nie saam nie. So jou generator inverter, daai hele stelsel moet reg saamwerk en as dit reg opgestel is, dan start die generator van self. Wanneer die batterye op 'n sekere persentasie kom, dan sê die inverter, "Oké generator, jy moet nou start." So hoe groot inverter, generator. So kom ons sê gou grootte gewys van die stelsel. So ek weet jy het nou gesê
jy sal nie aanverbeel vir 'n munisipale huishouding nie, Okay. maar net laat ons net Ja. net dit vergelykbaar kan maak omtrent. So jy het gesê 5 kW stelsel met 5 batterye. Ek het 'n 8, ek dink jy het ook 'n Ja. 8 kW stelsel met 5 kilowattuur batterye, as ek dit nie mis het nie. Ek dink so. Jy het meer batterye, dink ek. Nou het hy 5. Ja, maar in 'n geval, so as ons dit daarmee moet vergelyk, net om amper 'n verwysingsraamwerk te hê. Okay. So jou 63 amp aansluiting by die munisipaliteit is gelykstaande aan omtrent 'n 16 kilowatt inverter. So dis maar jy kom nooit by dit uit nie. So jy kort die regtig 16 nie. Jy sal heel waarskynlik met iets soos 'n 12 kilowatt inverter regkom. Maar dit gaan afhang van hoe jou gebruik is en hoeveel goed jy op 'n slag wil aansit. En daar's natuurlik dan nie onbeperkte voorsiening nie. As jy by die limiet kom, Ja. dan sit dit af. Ja, maar hierdie 16 is gelykstaande aan 'n 63 amp breker. So Ja. as jy dit sou oorskry by jou normale huis, dan gaan jou breker anyway trip. Nee, ek praat nou as jy nou bietjie kleiner gaan. O, yes. Maar kan ek sou gou daar vra ook so vir my wat reeds 'n 8 het, as ek nou later kan ek net nog 'n 8 bysit. Ek hoef nie op te gradeer. Nee, so jy kan nog 'n 8 bysit. Dit varieer van verskaffer na verskaffer, maar meeste van die goeie kwaliteit produkte kan jy parallel koppel dat jy 2 8s bymekaar sit en effektief 'n 16. So jy dan vir my 'n ordentlike stelsel nog Natuurlik. Okay. Hoekom? Want ek wil nie sukkel nie. So ja, 'n off-grid stelsel, kom ons sê 'n 16 kW inverter en dan moet jy budget om eintlik, ek wil sê 1,5 keer jou ten minste 1,5 keer jou normale daaglikse kraggebruik te kan opwek met sonpanele. Heel moontlik eerder hierna 2 keer toe. En weer eens die sonpanele is die goedkoper deel, moenie skimp op dit nie. En dan jou batterye moet jou kan dra deur ten minste die nag, maar eintlik wil jy heel waarskynlik goed ontwerp deur 'n hele dag se batterykapasiteit beskikbaar te hê. Want jy kry maar variasie tussen dae. So elke dag is nie presies dieselfde nie en dit is nodig om dit te Ja, en hanteer. jy wil dit nou nie vanaand opgebruik en môreoggend reën dit nie. Ja, alhoewel kyk dan gaan die generators daar, generator daar maar by ons. wat ek bedoel is jou batterye, kom ons sê jy vat 'n gemiddelde kraggebruik oor 3 maande. Maar Ons het nou nog gesê ons is 30, so kom ons Ja. werk op die 30. jy gebruik nie elke dag 30 nie. Party dae gebruik jy dalk 38 en party dae 22. Ja. So jy kry hierdie sonder om nou statisties te gaan, maar standaard afwyking en variansie en jy moet hierdie in berekening bring wanneer jy 'n off-grid stelsel ontwerp, terwyl dis nie regtig so nodig met die eenvoudiger grid-tied of hibriede stelsels nie. Maar ek meen volgens jou som moet ek absolute minimum van 6-5 kilowattuur battery ontrent hê. 6 x 5 is 30 wat 'n dag se gemiddelde gebruik is. Dis Ja. die minimum. Ek Ja. meen dis En onthou, eintlik, as jy 'n 5 kWh battery koop, kan jy net 80% van hom gebruik. So eintlik is hy 'n 4. ja. So nou moet jy eintlik opgaan na 8 van daai batterye om by 32 uit te Ja. kom. 7 Ja. op minimum. So ja, dit raak nogals duur. Ja. En dan kom die generator ook nog by wat nou Ja. 'n groot ekstra koste is. Want Ja. wat se grootte, jy het gesê dit moet 'n goeie generator wees, grootte gewys vir 'n huishouding van omtrent 30. Ja, dis baie moeilik want 'n generator, daar's nie 'n prysverskil tussen 'n 12 en 'n 20 kW generator nie. Hulle kos letterlik soos R3000 verskil. Hulle is almal hierso by 90. So sit die grootste een in. Maar as jy nou nie daai klas van geld wil uithaal nie en jy wil 'n R30,000 se generator koop wat so sê maar 5 kW of so. Een is dan kan jy dit doen, maar jy gaan heel waarskynlik 'n bietjie dalk hier en daar 'n probleem raakloop. So off-grid is baie meer effektief wanneer jy kyk na 'n groter stelsel. Ja. Soos meeste goed want jy het baie meer ontwerpersvryheid. Ja. Kyk, so ons probeer soms doen daar. Ek weet nie of ons 'n som wil doen nie. Ja, ballpark figure, wat sal daai stelsel wat ons nou oor gepraat het, my min of meer uit die sak uitjaag? Jo,
As julle my 2 minute gee, kan ek dit vir julle uitwerk as julle andersom wil doen. Maar nee, ek het nie idee nie. Maar okay, kom ons sê uit 'n boer se oogpunt uit, jy doen nou baie boere se stelsels. Wat is hulle nie ek wil nie weet wat die koste nie, want dit verskil ook, maar wat gemiddeld sien jy is die terugbetaalperiode vir boere? Is daar vir hulle, is dit vir hulle die moeite werd? Ja, 4 jaar. Sjoe, met daai Dalk 5 jaar. maar daai groot stelsels van hulle. Yes, so dis regtig waar ons kom. As jy kyk na hierdie tipe sisteme, veral as hulle want dan hulle raak van Eskom ontslae. Ja, want daai paalfooie is die duurder. Yes. Maar dan weer, kom ons sê jy het 'n besproeiingsboer, dan se dalk nie noodwendig nie, want hulle wil baie krag op 'n sekere tyd van die jaar gebruik. Dan verander die somme nou. So dis elke som is maar sy eie som. Neelis, baie dankie. As jy dalk vir ons kan saamvat oor off the grid. As jy dalk 'n tip vir ons het of 'n laaste woord van waarna jy moet kyk as jy off the grid oorweeg. Ek sou sê jy moet kyk na, ek dink is 'n goeie idee om ten minste 2 inverters te hê. Want dan is daar, kom ons sê daar's weerlig, dan is daar 'n moontlikheid dat net een breek. As jy 1 inverter het en hy breek, dan is alles af. En dan moet jy heeltyd op 'n generator loop. En tweedens, sit genoeg sonpanele in. Dit is baie goed as die batterye reeds teen 2:00 die middag vol gelaai is. Daai ekstra koste aan die sonpanele maak amper nie 'n verskil op jou totale koste nie, omdat jy so baie batterye moet insit. En batterye is ongelooflik duur. Ja, jy het nou vroeër, ekskuus, jy het nou gesê eintlik afsluit, maar ja, dalk moet ons daar praat. Ek net Jaco praat altyd baie. Maar jy het eintlik gesê dis tans nie die moeite werd vir 'n huishouding nie. Wanneer sal die moeite werd wees vir 'n huishouding? Waarna kyk ons? Wat is 'n ek wil amper soos 'n ekonoom klink en sê wat se markeinwyser gaan ons nou kyk en sê as hierdie gebeur, dan moet ons maar dalk maar oorweeg om off the grid te gaan. Dan raak die som die moeite werd. Dit hang af waarteen kan jy jou geld belê. Verstaan jy? Want jy moet dit vergelyk met wat is die geleentheidskoste van jou ander beleggings. En ek dink ons is redelik naby daaraan. So wat is die terugbetaal vir 'n gewone huishouding om oor te gaan? Wat sal die terugbetaalperiode tans wees? Dit sal nie so baie wees nie. Of dit sal hoog, dit sal eintlik heel waarskynlik hierso na so 7 jaar toe gaan. Ja. So dis hoekom ek sê dis al kompeterend want 6-7 jaar kyk ons na wat 15% trend. Ja, so 10-12%. Ja, sorry. Het julle deur 72 is die triek. Okay. Ek sal my logaritmes gaan onthou. So ja, dis nog nie en hoekom wil jy regtig, behalwe as jou munisipaliteit sê, okay, jy moet R500 'n maand betaal om jou sonpaneelstelsel te hê, dan verander Ja, ek dink dis eintlik waarvoor almal sit en wag, as daai goed inkom van wat die sprake is van Eskom vir vaste fooi vir almal en munisipaliteite begin doen, dan verander daai som. Ja, kan ek gou daarop iets sê? Ons moes eintlik vroeër daar gepraat het, maar Eskom kan nie, as jy munisipale kliënt is, 'n fooi op jou hef nie. Ja. Nie met ons huidige wetgewing nie. En daar gaan regtig groot wetgewingsveranderinge moet kom voordat hulle dit kan doen. So as al hierdie mense wat so worried is oor Eskom, dis Eskom kliënte wat fooie gehef kan word, nie munisipale kliënte nie. Net dat ons daarvan weet, maar munisipaliteite kan dit ook begin hef. Ja. En dan Ekskuus, en ek wil nou net sê dis nou as jy Eskom kliënt is. As jy dan off the grid is jy eintlik nie meer 'n Eskom kliënt nie. Jy is nie Eskom kliënt nie. Maar dis hierdie gesprek belangrik is, want dis wat dit bepaal of jy nie meer een off the grid wil gaan of nie. Yes. So as jy tans kan jy 'n prepaid meter hê. In Potch dink ek kos 'n prepaid meter R50 'n maand. Hoekom wil jy 'n generator mee sukkel? As jy net die munisipaliteit teen R50 'n maand kan hê. Op bystand kan hê. Ja. So dan maak off the grid nie regtig sin nie. En ons is baie naby aan die tyd waar om in die nag jou eie krag te voorsien met batterye die moeite werd is. Tans dink ek is nog baie iffy, maar ons is redelik naby aan daai punt. Ons sê Jaco, dit was nou mondvol en my oor is tyd. So ek hoop die kykers kan sin maak hier uit en dit kan hulle 'n bietjie help met hulle besluite rondom al hierdie tegniese goed. So Neelis, baie dankie vir jou tyd. Is lekker om 'n kiener te hoor praat oor goed en iemand wat opgewonde is oor. So dankie vir jou tyd, ons waardeer dit regtig. Ag, is 'n groot plesier. Ek het dit ook baie geniet. Ek verstaan nie, maar ek hou niks van tegniese goed nie, maar dit was vir my baie interessant en ek dink ek het 'n paar dinge geleer, Jaco.
Ja, solank ons iets leer. Goed gaan. Daai is baie.